ons staan hier so in die Vintage Trekker Museum in Jugie. Al die trekkers gerestoreer deur my oupa Bob Keshula. En ja, ongelooflik om te kan dink hoe een man soveel trekkers en letterlik alleen gerestoreer het. Dis iets wat in ons lewenstye ongelooflik is om te sien. Hoe lyk die nuwe trekkers wat hulle vandag ook op toonstel hierso vergelyking met trekkers wat 100 jaar ouer is. As daar een persoon is wat ons regtig moet bedank, my broer het regtig baie ek sê die perseel is op sy grond en my broer sit baie effort in om te kyk na die plek en vandag met wat hier gebeur, so ek sê ons is 'n familie en ek dink die gemeenskap ook kan ons hoedens afhaal vir hom, want as dit nie vir hom was nie, sou dit nie alles so gelyk het nie, want dit is nie so maklik nie, maar ek moet sê, die gemeenskap het by mekaar gekom en ou kan kyk vandag hoeveel mense is daar hierso, en daar's mense van oral, so nie net van die gemeenskap nie, van buite die gemeenskap, so ons is ongelooflik bevoorreg om dit te kan hê vandag. Hierdie trekkers was gebruik om in die rye te loop wat jy gestoffel het. Maar dan die loop in die rye en tussendeur op die ander rye. Dit is nou om die breedtes in die rye langs te kon kry. Toe hulle laat het hulle kon die afgestel, daar sien jy gaan, kon hulle die afgestel om die voorwiele te kry, dat hulle in die rye loop. Terwyl die agterwiele normaalweg standaard breedte was. Die eerste ding is maar om 'n ou trekker in die hande te kry. Verkieslik maar een wat jy passie vir het. En dan moet jy maar die kundige ouens inkry. Ek en Johan was ook vinnig om 'n ding uit mekaar te haal. Die beste is maar eers te kyk wat jy alles nodig het. Dan help ook dan die pak een aan, soos byvoorbeeld die trekker wat ons nou hierby staan, die 28 model, maar die sukkel om onderdele te kry vir. So, die mark eers gaan voel, kyk, so meeste van die fabrikate kan die kaarte invoer. Dit is dan nie meer moeilik om die goed in te kry nie. Vat soms vir 5 dae, dan het jy onderdele. So, dan sit maar eintlik goed om dan by 'n klub, soos ons nou aan Selftek behoort, kyk maar waar is jou laaste klub, as 10 klubs oor die land, dan daar's ouens wat jare ondervinding het, en dan hoor jy nou maar in jou klub wie kan jou help met daai spesifieke fabrikaat, en van daar af dan gaan jy maar aan moet kom, en dan groot ding is hy klaar, want hy nie daar staan stof opgaar nie, vind uit waar oop dag is, soos byvoorbeeld vandag hierso, of waar skoue is, en vat hom aan die skoue toe, en gaan geniet hom daarso. Ons neem deel aan hierdie trekker uitstalling vir al die ou trekkers. Hulle wil eintlik die nuwe en die oues vertoon. So die ou trekkers is nou hierso by die Keshulas. En ons het maar van ons nuwe trekkers hier gebring net om mense te wys van dit, want baie van ons kliënte is hierso. Ja, is 'n fantastiese versameling trekkers die. En dit is fantastiese mense hierso. Hulle sê dis die grootste versameling in die Suid-Afrika. So ons as 'n gemeenskap speel 'n groot rol in mekaar se lewens, gekom by sulke goed. Kanker is vir ons baie naby in die hart vir almal. So ja, die fondsinsameling wat hier gebeur vandag, gaan die Round Table en die Moths gaan 'n geldelike bydrae insit vir die Kanker Society. So ja, dit is baie naby in ons hart en ons probeer regtig moeite maak met dit om dit vorentoe te vat en soos die bewusmaking van kanker ook deel te maak van dit, want dit is deel van ons lewensstyl. So ons probeer regtig 'n verskil te maak in almal se lewens wat 'n mens kan.